Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 9de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: leerling naby skool met 'n polisiewapen gewond. Nuushooftrekke vir vandag: ouma weer in die hof wat die dood van haar 3 kinders veroorsaak het. Leerling word naby haar skool met 'n polisiewapen raakgeskiet. President CR en die paus ontmoet in Italië. Die Bokkeweniane in 'n harde wedstryd in Parys. Italië verras deur die Aussies met goeie spel te wen. Proteas verloor die 3de ODI teen Pakistan en die reeks. 'n Hoërskoolleerling aan die skool in Ravensmead is na skool in die kruisvuur van geweld raakgeskiet. Die skoot is glo met 'n polisievuurwapen afgevuur. Die polisie het bevestig 'n saak van poging tot moord word ondersoek na die voorval in Dallerystraat. Die 18-jarige slagoffer is in haar bout getref. 'n Volwasse man is in hegtenis geneem en sal in die Landdroshof in Goodwood aangekla word. Die koerante verneem 'n polisievuurwapen met die reeksnommer en die polisie se embleem nog daarop is in die voorval gebruik. In 'n video van die voorval kan gesien word hoe leerlinge rondhardloop in die strate. Verskeie polisievangwaans is ook te sien. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het bevestig 'n graad 11 leerling van die Ravensmead High School is in die kruisvuur gewond. Die voorval is nie skoolverwant nie en het so 2 kilometer vanaf die skool gebeur. Die leerling ontvang tans mediese sorg en die nodige psigososiale ondersteuningsdienste is gevra om bystand te lewer. Die noodlotsdag het met opwonding begin, want ek kon nie die kleintjies gaan haal nie, maar met huistoegaantyd het Sari de Villiers, wat 70 jaar oud is, en haar 3 agterkleinkinders almal gehuil toe hulle in die motor klim. Sy het om 'n heel ander rede as die kleintjies gehuil. Sy wou by die Baviaanskloof-pas afgery het. Al 3 is dood toe hulle ouma grootjie op 20 November 2021 teen die pas afgery het, maar sy het oorleef. De Villiers staan tereg op 3 aanklagte van moord. Sy het vroeër vanjaar skuld beken, maar die staat het nie haar pleit verduidelik en aanvaar dat haar vermoë verswak of belemmer was nie en pleit van onskuldig aangeteken. De Villiers het in kruisondervraging getuig. Sy het die kinders omstreeks 10 uur by die Egoli plakkerskamp by Wellington gaan afhaal. Volgens De Villiers het hulle staat gemaak daarop dat die kinders na 'n kinderreis sou gaan, maar die kinderreise kon nie al 3 op een slag inneem nie. Sy het toegegee dat sy op 20 November 2021 steeds depressiewe gevoelens gehad het. Sy het veral depressief begin voel na haar stiefdogter se branddood in 2020. Ten tye van die voorval het sy geen medikasie gebruik nie. Sy het vir die eerste keer regte medikasie gegee in die psigiatriese eenheid van die Parel Hospitaal waar sy na die voorval opgeneem was. Die saak is tot 14 Januarie 2026 uitgestel. President Cyril Ramaphosa gaan Paus Leo 15de die naweek met sy werkbesoek aan die Vatikaanstad die eerste keer ontmoet. President Ramaphosa het wel in Rome geland. Die ontmoeting met die paus is in 'n verklaring as 'n besonderse betekenis deur die presidentsie bestempel omdat die eerste hoëvlak ontmoeting met die geestelike leier is. Paus Leo 15 is op 8 Mei aangewys. Suid-Afrika en die Vatikaanstad het volgens die presidentsie 'n hartlike verhouding en Ramaphosa se besoek skep 'n geleentheid om te fokus op samewerking oor humanitêre hulp, klimaatgeregtigheid, reaksies op rampe en die soeke na vrede. Die Vatikaanstad het diplomatieke bande met meer as 180 lande en het waarnemersstatus by die Verenigde Nasies. Suid-Afrika het in 1994 diplomatieke bande met die Vatikaanstad gesmee. Ramaphosa word vergesel van Ronald Lamola, minister van internasionale betrekkinge en samewerking, asook sy kleindogter Keneloe Ramaphosa. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het 'n geval van bekkenklouseer op 'n plaas naby Gouda bevestig. Plaas asook 2 persele op Velddrif en Bredasdorp is onder kwarantyne geplaas, lydens 'n verklaring. Volgens die Departement van Gesondheid is die bees wat die virus onder lede het van Velddrif en Bredasdorp na Gouda geneem. Die maatskappy wat die bees vervoer het, word ook ondersoek en al die persele waarmee in voorafgaande 13 dae kontak gehad het, sal ook geïnspekteer word. Bekkenklouseer is 'n beheerde dieresiekte in Suid-Afrika. Dit is nie gevaarlik vir mense nie, maar is hoogs aansteeklik onder hoefdiere soos beeste, skape, bokke en varke. Die virus versprei deur kontak met besmette diere, asook deur voertuie, toerusting, klere en voer wat besmet is. Enige verskywing van vee na die provinsie moet aangemeld word en dokumente moet beskikbaar wees wat die dieregesondheid kan bevestig. Senzo Mchunu, minister van polisie wat op spesiale verlof geplaas is, het na byna 'n maand
donderdag sy elektroniese toestelle self aan ondersoekbeamptes van die polisie oorhandig, sê Thembiso Mtshengo, Mchunu se woordvoerder, in 'n verklaring gesê, Mchunu het die toestelle vrywillig oorhandig. Hy is daarvan oortuig dat hy die korrekte regsprosedure sal toon, dat hy verantwoordelik en in ooreenstemming met sy verantwoordelikhede as minister opgetree het. Mchunu word daarvan beskuldig dat hy in polisiesake ingemeng het en onwettig opgetree het, deur die taakspan wat politieke moord in KwaZulu-Natal ondersoek het, ontbind het. Hy het na bewering misdaadsyndikaate ook beskerm. Ondersoekers sal vermoedelik hierdie toestelle fynkam op soek na inligting oor met wie Mchunu gesels het en waaroor hulle gepraat het. Behalwe dat dit tekort aan geld dit moeilik maak om begrotings te laat loop, vreet dit weg aan die vertroue, fokus en welstand. Dit raak hoe mense dink, voel en optree. Finansiële stressindroom het 'n kenmerk geword van Suid-Afrikaners se finansiële welstand in hulle omgewings. Anders as tradisionele finansiële aanwysers, na die menslike kant van geldgesondheid en die gedragssimptome wat tevoorskyn kom wanneer die gelddruk toeneem. Finansiële stressindroom kan as middelklas armoede beskryf word. Dit raak tipies Suid-Afrikaners wat goeie geld verdien en goed opgevoed is, maar steeds hulle self finansiëel op hul knieë kan vind. Wanneer die toestand vererger, is dit te sien in kroniese finansiële tamheid en verbruikers wat emosioneel oorweldig word. Die data wys die deelnemers is finansiëel aktief, maar emosioneel uitgeput en onseker wat hulle moet doen met die beperkte kontantvloei. 29% van die deelnemers se gelddruk het hulle geestesgesondheid benadeel. Dit raak hulle verhoudings, tuis asook hulle slaappatrone, produktiwiteit by die werk en algemene welstand. Suid-Afrikaners se groeiende verslawing aan aanlyn dobbelary wat nou al by 150 miljard rand beloop en verlede maand weer eens deur die appel of onwettig verklaar is, word nou spoedig plaaslike kleinhandelaars se taaiste vyand. Trouwens, dobbelary laat verbruikers se besteedbare inkomste so wisselvallig word dat TFG in September 400 miljoen rand se verlore verkope gehad het weens verbruikers se geldtekorte. Oorhoofse boekmakers en aanlyn dobbelary het van slegs 10 miljard rand 5 jaar gelede tot sowat 150 miljard rand gestyg. Aanlyn weddenskappe alleen beloop nou 0,72% van Suid-Afrika se bruto binnelandse produk. Hoe langer geen gedrag aan die probleem gegee word nie, hoe gereelder gaan ons sien dat verbruikers se reeds beperkte beskikbare inkomste verder weggekalwe word. Zak Brown, uitvoerende hoof van McLaren, sê sy span sal liewer die Formule 1 wêreldkampioenskap met 'n punt teen Max Verstappen van Red Bull verloor as om een van sy renjaars voor te trek. McLaren sê Lando Norris is die F1 pas aangeheer en 1 punt voor sy Australiese spanmaat Oscar Piastri met 4 rondes oor, insluitende vandag se Brasiliaanse Grand Prix en die blitsren. Verstappen, wat sy 5de titel agtereenvolgens najag, is 36 punte agter, maar het die gaping van 104 aan die einde van Augustus tot op hede aansienlik verklein, terwyl McLaren duo punte by mekaar afrokkel. Verstappen is feitelik 'n eenmanspan by Red Bull, sy punte maak 321 van hulle groot totaal van 346 in 20 wedrenne uit. Die Suid-Afrikaanse toetskaptein is gister met die eerste aflewering na hom uitgegee in Suid-Afrika A en India A se tweede 4-dag wedstryd in Bengaluru. Bavuma was volgens ESPN oorgelopend ongelukkig toe daar beslis is hy is aan die bykant deur die palkiewagte van die bouwerk van die aanvangsbouler Akasdeep wat 2 vir 28 het gevang. Bavuma, wat 35 jaar oud is, het die toetsreeks teen Pakistan weens sy beserings misgeloop en daar is besluit om hom ter voorbereiding op die komende toetsreeks teen Indië in die 4-dag wedstryd teen Indië se naasbestes in te span. Mark Ackerman, Suid-Afrika A se kaptein, het op die tweede dag gister met 134 lopies van 118 balle effens se aansien aan die toerspan se eerste beurt van 221 verleen. Hy het net 99 balle nodig gehad om sy 100-tal te behaal. Die ander aanvangsbouler, Mohamed Sirra, het 2 vir 61 in 12 beurte geneem, terwyl die toetsdraaier Kuldeep Yadav 1 vir 66 in 11 bilbeurte met 1 paaltjie tevrede moes wees. Die tweede dag uiteindelik 13 paaltjies opgelewer. 2 spelers van die Indiese toetsgroep in die A-span, Sadursan en Devduk Padikkal, is vir 23 en 24 lopies uitgehaal. Mark Pritson en sy Switserse spanmaat Felix Stelly het hulle varsbene asook hulle kennis van die roete wat hulle verlede naweek in die Chardonnay wedren opgedoen het, ingespan om die vroeë voorlopers te word. Hulle het met die eerste skof van 191 km met klimwerk van 3750 meter van Benguela, so raps minder as 20 km buite Kleinmond na Oak Valley, buite Elgin in 2 ure, 11 minute en 37 sekondes gewen. Joubert
Norke, De Beers en Stedman het verlede week aan die uitmergelende 7-daagse Gravelboom gryswedren in die Karoo deelgeneem, wat by die tweede skopstrek oor 67 km met klimwerk van 1350 meter wat gelaai is met enkel spore. Michael Thomas, Yuri Matthee se agent, het aan die koerante gesê dat daar oor 'n paar weke met die Kaapse franchise gesels sal word oor die verlenging van 'n kontrak wat in 2026 gaan verstryk. Yuri het met baie mense verras met sy spel, uitgewys dat hy saam met goeie skopwerk ook kan speel. Yuri leer graag, as jy self as 'n bok losskakel wil word, kan dit jou net baat om gesonde mededinging met een te hê, terwyl die Stormers gekritiseer is nadat hulle die Springbok Manie Libbok uit sy kontrak vrygestel het, behoort dit nou die onderhandelinge met Matthee te vergemaklik. Die Stormers hoop ook om in die komende maande 'n nuwe kontrak vir Fynberg en Komozule te finaliseer. Sy huidige kontrak strek slegs tot 2026. Uit die Suid-Afrikaanse Protea cricketspan het die dinge weer eens nie so mooi uitgewerk met hulle derde ODI nie. Die Proteas het die lood gewen en besluit om te gaan kolf. Quinton de Kock het saam met Luandrey Pretorius mooi vasgestaan as openingskolwers. Vir die Proteas het Luandrey Pretorius 39 lopies van 45 balle geslaan. Quinton de Kock het 53 lopies van 70 balle aangeteken, maar daarna het die pakies van Suid-Afrika baie gou getuimel. Tony de Zorzi het 2 lopies gekry. Matthew Breedske, die kaptein, kon net 16 lopies bygevoeg het vir sy span. Ruben Herman is uit vir 1 lopie. Donovan Ferreira het 7 lopies aangeteken. Colin Bosch het met sy eerste aflewering uitgebou. Bjorn Fortuin het 3 lopies gekry. En Kaba Pieter het effens vaster plek gekry en 16 lopies van 31 balle geslaan. Andre Burger was nie uit op 3 lopies en Lungi Ngidi is ook uit met sy eerste aflewering wat na hom toe gebou is. Vir die Pakistanis het Abar Ahmed 4 pakies geneem, slegs 27 lopies in sy 10 beurte afgestaan. Shaheen Afridi het 2 pakies gevat, Salman Alga het ook 2 pakies vir sy span ingeoes en Mohamed Nawaz het ook 2 pakies van die Proteas geneem. Die Proteas was almal terug in die paviljoen van 143 lopies in 37,5 bilbeurte. Pakistan het op 'n drafstappie by 144 lopies uitgekom in die 25ste bilbeurt. Saeem Ayub het 77 lopies geslaan wat ingesluit het 11 vure en 'n reuse 6. Babar Azam het 27 lopies aangeteken. Mohammad Rizwan het 32 lopies gekry en was ook nie uit nie. Salman Agha het op 5 lopies nie uitgeëindig. Vir die bowlers wat almal maar swaar geleef het, lyk die syfers as volg. Andre Burger het 1 pakie gevat in 5 beurte en 29 lopies afgestaan. Bjorn Fortuin kon ook slegs 1 pakie ingeoes het. Pakistan het die derde ODI ook gewen en ook so die reeds van 3 wedstryde met 2-1 as oorwinnaars uit die stryd getree. Ierland was die gasheer vir Japan in die Aviva stadion vir hulle rugby toets. Vir die Japanners het Kenji Sato in die 36ste minuut agter Ire se pale gaan druk, is ook verdoel en daarna het Soonsin Lee ook met 'n strafdoel na die pale vir Japan geslaag. Vir die Ire wat alles sommer mooi afgeloop het Jack Crowley, Nick Timoney, Andrew Poulter, Gus McCarthy, Barry McCarthy en Tammy O'Brien gaan afrond vir die Ire. Ierland was wel verdiend die wenners en hulle totaal was 41 punte en 10 punte vir die Japaneese span. Engeland het voortgebou op hulle wenkultuur die afgelope weke en het redelik goed vertoon teen die manne van Fiji en ook sodoende as oorwinnaars voor hulle tuiskare uitgetree het. Die Engelse Rose het 38 punte teen die 18 punte van Fiji aangeteken. Italië het gasheer vir die Aussies gespeel en ook gewys hulle is 'n span waarmee rekening gehou moet word en hulle het met goeie taktiek gesorg dat hulle die oorhand het. Italië het gewen met 26 punte agter hulle naam en Australië moes met 19 punte tevrede gewees het. In die volgepakte Stade France was die Franse die gasheer vir die wêreldkampioene die Springbokke. Die Franse hane wou vergoed het vir die laaste verloor teen die span met 1 punt waar die Suid-Afrikaners die wenners was in die wêreldbeker. Frankryk het Damien Penaud 2-3 gedruk en Thomas Ramos het dit verdoel en ook met 'n strafskop geslaag in die 58ste minuut. Die eerste helfte beslis aan die tuisspan behoort en hulle het regtig goeie gees getoon. Die Bokke het in die tweede helfte gewys hoekom hulle die wêreldkampioen is. Nadat Lode Jager in die 38ste minuut 'n rooi kaart ontvang het, was die Franse volmoed dat hulle die oorhand gaan kry. Nee, dit was toe nie die geval nie. Die Bokke het die krane oopgedraai en met goeie skepende taktiek die Franse uitoorlê. Kobus Reinig, Andre Esterhuizen, Grant Williams en Sasha Feinberg het agter die pale van die Franse gaan druk. Sasha het ook redelik goed na die pale geslaag. Hy is ook wel verdiend as die speler van die wedstryd aangewys. Die finale telling op die bord was 17 punte vir die Franse en 32 punte vir die besoekende Springbokke. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte
en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1832, Polokwane 1428, Lephalale 1632, Mbombela 1429, Baikeneng 1725, Pretoria 1729, Johannesburg 1627, Ermelo 1127, Galagadi 2035, Gaborone 1930, Richards Bay 1531, Pietermaritzburg 1427, Durban 1625, Port St Johns 1624, Pongola 1433, Maputo 1828, Bethlehem 1124, Bloemfontein 1523, Allewal Noord 1528, Welkom 1726, Vryburg 1627, Kimberley 1624, Appington 2031, Prieska 1826, Springbok 1930, Karasburg 1830, Keetmanshoop 2032, Mariental 1934, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 1828, Loederitsbaai 1423, Vredendal 1934, Kaapstad 1931, Sutherland 1525, George 1723, Jeffreys Bay 1826, Geberra 1825, Graafrenet 1519, Kaapougolas 1724, De Aar 1620, Molteno 1223, Beaufort Wes 1827, Oos-London 18 en 24 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.30 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.23, die euro kos R20, die pond verhandel teen R22.76, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $48.50 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,541, palladium kos $1,400, die prys van goud is $4,000, Brent olie se prys per vat is $63.63 Amerikaanse sent. Dagte vir die dag: glo jy kan en jy sal halfpad, druk deur, jy gaan dit maak, voorspoedige reis. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.